Goeiedag, ek is baie dankbaar om oor dankbaarheid met ons te gesels. En die bewuswording daarvan. Kom ons lees Lukas 17 vanaf die 13de vers. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Die Jode het geglo dat siekte en smarte is God se straf vir iets wat jy of jou ouers verkeerd gedoen het. 'n tipe bloedlynvloek. Sondes en gedrag wat gestraf word. Ons sien byvoorbeeld in Johannes 9 vers 1 en 2, die verhaal van 'n man wat blind gebore was. Hulle vra Jesus, wie het gesondig? Die blinde of sy ouers? Jesus sê, niemand. Die mens is meer sondebewus terwyl Jesus sondeloosheid bewus is. Hier sien ons 10 uitgeworpene melaatses wat glad nie toegelaat was om met gesonde mense in kontak te kom nie. En hulle moes skree, onrein, onrein. As 'n waarskuwing moes hulle dit uitskree. Hulle moes buite die beskerming van die stad leef. Hulle was afgesny van hulle geliefdes en hulle mense. Hulle het net hulle mede-melaatses van naby in die oë kon kyk. Een van die 10 was 'n Samaritaan op wie die Jode reeds al neergesien het. Hier's 'n dubbele smaad op hierdie man. Wat hulle egter nou in gemeen het, is melaatsheid, 'n slegte rede vir eenheid. Hulle was in die gewoonte om daagliks vanaf 'n distansie om hulp te skree met die hoop dat 'n verbyganger barmhartigheid sal bewys. Predikante en pastore moes dikwels hoor, help asseblief. 'n paar ou plakkies, ou klere, 'n stukkie brood. Pastoor doen vir ons 'n gebed of neem vir ons 'n offer na die priester vir sondevergifnis. Self kon hulle nie by die kerk ingaan nie. Dalk het hulle gedink dat sonder 'n offer vir hulle sonde hulle nie vergewe sou word nie. En dan sou hulle vir altyd melaats wees. Niemand was opgewonde oor hulle teenwoordigheid nie. Weens hulle onvermoë om pyn te voel, dit was die toestand gewees. Was hulle wonde besmet en loperig. Hulle liggame kon hulle nie betyds waarsku om die gevaar van beserings aan hulle self te vermy nie. Maar op 'n dag het hulle geskreeu en smeking hulle gebaat, want dit het die ore en die oë van Jesus die redder en geneesheer bereik. Hulle het geroep, geskree, wees ons barmhartig, te ontvang vir die straf wat hulle geglo het, hulle verdien het. Hulle het nie eers vir genesing gevra nie, en tog ontvang hulle meer as barmhartigheid. Barmhartigheid is eintlik in Engels makliker verstaan as mercy, wat dit beteken, hulle kry ook genade. Mercy beteken om nie die straf te kry wat jy verdien nie, en dis waarvoor hulle gevra het, asseblief laat ons nie gestraf word nie. Al wat Jesus terugskree, gaan toon julle aan die priesters. Hy moet julle toestemming gee om vry en voluit te lewe, sodat julle met julle mense tuis herenig kan word. Dan kan drukkies uitgedeel word, daar kan saam aan tafel gesit word, huisgenote kan mekaar geniet, dis onvoorwaardelik. Ek sê weer, onvoorwaardelike genade. Geen voorwaardes kan aan genade gekoppel word en dan nog genade genoem word nie. Jesus genees al 10. So verklaar hy aan al 10 dat dit nie hulle sonde was wat hulle melaats gemaak het nie, want die is hulle nou gesond. Of ook dat hulle nou gesond is omdat hulle sondes vergewe is ook.
Jesus was verstom toe hy sien dat net 1 van die 10 omdraai. Dit laat Jesus verbaas en teleurgestel in 'n vraag wat eintlik ook die antwoord is. Het 10 dan nie gesond geword nie? Vir Jesus was dit net logies dat al 10 in dankbaarheid sou omdraai. Hy was nie verbaas oor die genesing of die wonderwerk nie. Dit is hier waar ma sou sê, "Sies, skaam julle, gee terug, sê dankie." Is dankie sê dan net 'n klank, 'n woord, of is dankie 'n woord wat 'n klomp emosies dra, naamlik gelukkigheid en waardering en waardebepaling, 'n tevredenheid, 'n agting, 'n besef van die teendeel as ek dit nie sou hê nie. 'n Reaksie op respek vir jou en vir hulle tyd, hulle guns en hulle geld, wat ook al die gawe was. En ek wil sommer skaam dat soveel vir my gedoen en gegee was. Hoeveel keer het ek ontvang, geneem, gebruik of geproe, sonder die nodige bewustheid van die stem in my hart, wat met my praat. Ons ontvang 'n gawe of geskenk, maar skat dit nie na waarde nie. Ons gee nie aan God die eer nie. Ons kom nie tot die punt van omdraai. Hy sê die man het omgedraai, wat eintlik bekering beteken is net om te draai. Jesus vra hom, kom hulle nie en aanbid hulle nie? Hy sê nie, kom sê dank nie, hy sê, kom hulle nie aanbid nie. Jy sien, om te dank is om te aanbid. Dankbaarheid is aanbidding. Dis eerbewys aan die een wie dit toekom. Ek vra dat jy môre sal inskakel na ons volgende gesprekke kan kom luister, want dit is maar 'n reeks en dan verstaan ons miskien baie punte baie beter saam. En môre praat ons oor wat met die Samaritaan gebeur het wat wel dankie gesê het. Kom ons bid saam. Here, as ons nie kan dankie sê nie, dan kan ons daarom vandag ekskuus sê. Dankie dat ons weet, U vergewe ons. Dankie vir hierdie verhaal wat ons bietjie stop, sodat ons iets kan sien en iets kan waarneem, die goedheid van die Here. Amen.